Beplan vir betekenis. Leef jy stadig genoeg om God se rigting raak te sien? In 'n lewe wat ons aanmoedig om alles al hoe vinniger te doen, bring die Spreuke-skrywer die waarheid dat betekenis nie soseer in haas of haastigheid groei nie, maar in heilige beplanning. So staan dit in Spreuke 21 vers 5. Wat hardwerkende mense beplan is nuttig, maar elkeen wat oorhaastig is, stuur af op gebrek. Van ons doelbewusse oomblik stop en rustig word, terugkyk en vorentoe kyk en doelbewus beplan, herinner Spreuke 21 vers 5 ons dat God se wysheid nie net in die groot openbarings lê nie, dit lê ook in die klein volgehoue tree van vlytige mense. Die oorspronklike konteks van hierdie deel in Spreuke wys op 'n lewe waar wysheid en arbeid hand in hand loop, nie as 'n las nie, maar juis as die pad na oorvloed. Ons kan so maklik besig raak sonder om betekenisvol te raak. Ons jaag, maar so dikwels voel ons kom eintlik nêrens nie. Ons lewe voel sinloos. En tog nooi hierdie vers ons om anders te leef en anders te beplan vir betekenis, nie net vir momentum nie. Moderne sielkunde bevestig hierdie Bybelse wysheid. Emily Smith beskryf hoe mense wat hulle lewe doelbewus rig op bydraes aan ander en aan iets groters, ervaar 'n dieper gevoel van vervulling, selfs in uitdagende tye. Dit gaan nie oor perfeksie nie, maar oor doelgerigte volgehoue tree wat jou in lyn bring met God se groter storie. So beplan die volgende week net met hierdie eenvoudige vraag: watter een aksie sal vandag bydra tot God se koninkryk en 'n lewe van betekenis? Dalk is dit 'n gesprek met 'n kind, dalk 'n daad van diens, dalk 'n oomblik van stilte. Wanneer jy stadig genoeg leef om God se rigting te begin raak sien, dan doen God die res. So luister na die stil fluister van die Gees en beplan so vir betekenis. Leef geïnspireerd.